Psalm 51. Psalm 51. 1 tot 5. 51, 1 to 5. Wel bekende Psalm, kom ons lees vanmôre saam. As jy daar kyk op die skerm, hy sê Psalm van Dawid toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Betseba ingegaan het. Ons lees ons daar vers 3, hy sê, wees my genadig as sy gebed, o God na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Kan jy sê amen op die woord van môre? Amen. Snaakse woord, maar ek gaan vanmôre met die gesels vir die eerste deel oor my ou mens, die ou mens wat ek daar gesit het. En dit is 'n baie belangrike boodskap, maar ek moet so versigtig wees wat ek sê in hierdie boodskap en ook volgende week, want ek weet mense gaan my brand, hulle gaan my slaan aan. Hulle hou nie daarvan nie. Die ou mens, deel 1, kom ons kyk wat die woord van die Here vir ons sê oor die boodskap. Nou, ek wil positief eers begin. Ek gaan vanmôre vir dinge sê wat jy nie geweet het nie, jy het nog nooit miskien daarvan gelees nie, maar as nodig dat ek en jy dit weet, absoluut nodig dat ons moet weet wat die Here vir ons wil sê en oordra. Anders as ons dit nooit verstaan nie. Nou, ek wil vanmôre hê dat die hardop vanmôre agter my sal aansê. Sal jy dit doen? Hardop, ek sal stadig sê. Sê dankie Jesus. Almal saam. Sê dankie Jesus dat ek so vreeslik wonderbaar is. Ek staan voor U vanmôre in ontzag, eerbied, verwondering en respek. En ek dankie vir Jesus vanmôre. Ek lees vir die Engelse vertaling. Hy sê dit, thank you Jesus that I am fearfully and wonderfully made. I stand before you this morning in awe, reverence, wonder and respect. Mens. Weet jy, dit is so maklik. Luister pastoor se woorde. Dit is so maklik om jouself af te kwak, jy het geweet. Om negatiewe dinge uit te spreek oor jouself. En baie keer weier om jouself te vergewe as jy gefouteer het. Kom nou, hoef jy altyd te sê, pastoor, is so. Dinge teen jy te hou. En te dink dat die Here nie omgee vir jou nie. Maar dan hierdie gedeelte nou in die begin van my boodskap wil ek u vanmôre wys hoe groot God is en wat hy voor die grondlegging van die wêreld beplan het om ons sy ewebeeld te skaap en te vorm. En die Bybel sê dat niemand kan ons skei van die liefde van Jesus Christus wat in jou en my lewe is nie. No one. Geen duiwel, geen demoon, niemand kan daardie band breek nie, want die liefde wat Jesus Christus vir jou en vir my het, sal nooit verander nie, ongeag waar ons verkeer en waar ons teleurstel of afdwaal, sy liefde vir jou en vir my bly altyd weer dieselfde. Dit vervaag of vervlou nooit nie. Amen.
Luister. Ek en jy is nie net 'n liggaam nie. Ook sê weer, ek en jy is nie net 'n liggaam nie. Ons is meer dan liggaam. Die liggaam is net die dop. Maar binne in die dop is daar 'n gees, klein g, en 'n siel binne die dop. Paulus skryf daarvan 1 Tessalonisense 5:23 die volgende, hy sê, ek mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, klein g, en siel en liggaam onberustig bewaar word tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, wat die Here vir ons sê, dis jou plig en my plig om agter ons gees, siel en liggaam te kyk. Lees jy al my vanmôre? Engelse vertaling sê, now may the God of peace himself, the God of peace himself sanctify me through and through, consecrated to him, set apart for his purpose, and may your spirit and soul and body be kept complete and be bound blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. God die skepper, luister mooi, vorm die mens in die begin uit stof van die aarde. Hy gebruik iets om iets te maak. Dis wat daai oorspronklike teks beteken. Hy het iets gebruik om iets te maak. Hy het stof gebruik om my liggaam te vorm. Hy blaas lewe deur my neusgate in 'n lewelose liggaam. En die siel word gevorm toe gees inkom, word my siel gevorm uit niks uit nie. Die oomblik toe lewe, gees, klein g, kontak maak met die liggaam, word ek en jy 'n lewende siel. Dis wat die woord sê. Ons is 'n lewende siel. Wat beteken dit, pastoor? Dit beteken die volgende, dat ek en jy het 'n onsterflike siel, die ware persoon, die ware pastoor Pieter Swanepoel is hier binne in hierdie dop. Hallo. Jy sien my uiterlik, maar wat uit my oë kom uit my binneste uit. Want die oë is die vensters van die siel. So ek het 'n onsterflike siel. So as ek die dag tot sterwe kom, keer die dop, jy weet daarvan, my liggaam terug tot stof, my gees, wat liewes, keer ek terug na God toe, sê die boek Prediker, en my siel, die onsterflike, werklike pastoor Swanepoel, omdat ek Jesus Christus dien, gaan ek verhuis om vir altyd en vir ewig saam met hom te wees. Jy kan net twee plekke gaan. Die onsterflike siel wat nooit sterf nie, kan net hemel of hel toe gaan, nergens anders dan nie. Hy sweef hier rond in die atmosfeer soos baie mense hier. Afhaling jou verhouding met Jesus, gaan jy dan saam met hom wees. Luister na pastoor vanmôre. Psalm 139. Toe Dawid Psalm 139 skryf, het Dawid niks geweet van die moderne wetenskap en niks van die misterieuse proses waardeur 'n baba in die moederskoot gevorm word en groei. Hy praat daarvan van die ongevormde klomp, gelees uit Psalm. Ongevormde klomp wat hy van praat. Hy het net 'n vaag begrip van hierdie dinge gehad. Maar hy het genoeg geweet om verwonderd te wees oor die proses. Luister mooi. As Dawid genoeg geweet het om hom te verwonder, wat van jou en van my? Ons weet dat elke lewende wese uit mikroskopiese selle bestaan. Hier is my groot openbaring en dit my getref. So klein dat binne in die letter O, dat binne in 'n letter O, op 'n bladsy tussen 30 tot 40.000 van hulle kan bevat.
Elke mikroskopiese sel is 'n wêreld op sigself en bevat na raming, luister mooi, sowat 200 triljoen klein molekules van atome. Met ander woorde, elke sel is 'n mikroheelal van byna ondenkbare kompleksiteit. En al hierdie selle saam vorm 'n lewende wese. Kan jou gedagtes dit net stap vanmôre en net weet hoe groot God werklik waar is? Luister. Elke sel het sy eie gespesialiseerde funksie. En werk volgens 'n fyn ingestelde tydsplan wat bepaal wanneer dit moet groei, wanneer dit moet verdeel, wanneer die hormone moet vervaardig en wanneer dit moet sterf. Elke minuut van elke dag sterf 300 biljoen selle in die liggaam. Luister. En dieselfde aantal word geskep om hulle plek in te neem. Op enige gegewe oomblik in die lewe van een van hierdie selle van duisende prosesse plaas, elk presies gekoördineer op 'n molekulêre vlak deur ontelbare snellers. Die menslike liggaam bevat meer as 'n miljoen selle. 'n miljoen in elke vierkante sentimeter vel. 30 biljoen in die brein en biljoene rooi bloedselle in die are. Waar kom dit vandaan? Weet jy wat ek sien? Ek bid daai Psalm 139 altyd deur. Wie wat elke oggend, wie wat sien ek? Dat in die begin toe God die mens geskaap het, toe ek 'n ongevormde klomp in my ma se baarmoeder was, het hy 'n woord gespreek oor daardie liggaam. Oor daardie ongevormde klomp het hy 'n woord gespreek. En elke sel in my liggaam het gereageer op die woord van die Here. My liggaam vandag, na 75 jaar, funksioneer in die liggaam presies nog soos in die begin toe God die woord uitgespreek het. Niks het verander nie. 'n Mens, ek en jy aanvaar all for granted. Wanneer ons siek word, dan spreek ons oor ons lewe uit. Wanneer dit sleg gaan, dan spreek ons dinge oor ons lewe uit. Terwyl die Here in die begin goeie dinge uitgespreek het, lewe uitgespreek het, en daai liggaam reageer nog steeds dieselfde vandag. Is jou werk en my werk om elke dag lewe uit te roep oor hierdie liggaam. Nie dood nie, lewe uit te roep oor elke sel, lewe uit te roep oor jou ingebande, lewe uit te roep oor jou bloedsomloop, lewe uit te roep oor jou spysverteringsstelsel. Roep lewe uit wat God het in die begin lewe uitgeroep oor dieselfde liggaam wat jy vandag besit, en ons spreek dood oor dit uit. Wie Amerikaans pastoor is so. Luister mooi. Dit is duidelik dat so ingewikkelde en foutloose ontwikkeling van selle onmoontlik die gevolg van toeval kan wees. Daar's 'n hoër hand, as ek vir die woord kan gebruik. 'n Hoër hand. Iemand wat in die hemel woon, God die Almagtige, die Skepper, wat dit so gedoen het, en vandag funksioneer die liggaam nog steeds dieselfde. Ons hoef nie elke dag vir ons longe te sê om asem te haal nie. Ek hoef nie elke dag van my liggaam te sê om sekere dinge te doen nie. Dis ingeprogrammeer deur 'n almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, en dieselfde dinge vind elke dag in ons lewe plaas. Dank hom daarvoor. Daarom roep Dawid uit en sê, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. I give thanks and praise to You, Lord, for I'm fearfully and wonderfully made. Wonderful are Your works.
And my soul knows thee very well, for the wonder of myself and the wonder of thy works. Niemand anders kon het reg kry wat ek vanmôre aan u beskryf nie, net God ons Skepper. Ja. As jy wel het, pas daarby sê, as jy om dit te begryp, is dit wonderbaar vir my. Te hoog, my gedagtes kan dit nie hanteer nie. Ek kan daar nie by bly nie. This is beyond my understanding. It is wonderful. Too high for me to grasp. Yes, Lord. En wat gebeur? Julle sê die mens is myne, geskape na my ewebeeld. Innerlik nie, uiterlik nie. Ons kan nie soos God lyk nie, maar hy sê geskape na sy ewebeeld, beteken ek het 'n gees in my binneste. God is gees. En omdat hy gees is, kommunikeer met my gees. Ek het 'n geestesmens, sowel as 'n fisiese mens. Maar God die Almagtige kan nie my gedagtes met my kommunikeer nie. Hy kan nie my liggaam met my kommunikeer nie. Hy kommunikeer met my in my gees. Hy is gees, ek is gees. Kan jy sê amen op dit vanmôre? Luister mooi. Tweede belangrike punt. Dis 'n inleiding vanmôre. Tweede belangrike punt, luister mooi. Die woordjie die ou mens. Ons sê baie keer die ou mens. Vind jy glad nie in die Bybel nie. Luister mooi, pastoor, sê voor jy net alles omvergooi. Maar jy vind wel die woordjie ons ouer mens. Ons ouer mens. Die woordjie ons ouer mens vind ons net 3 keer in die Nuwe Testament in die briewe van Paulus. En ons ouer mens is eintlik die groot ek, die groot ek. Dit wat ek was en wat ek gedoen het toe ek nog onder die mag van die prins van duisternis was, voordat Jesus Christus my pad langs gekom het. Voordat Jesus Christus my pad langs gekom het. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer in sonde kan sou dien nie, sê Romeine 6:6, hy sê, we know that our old self, our human nature without the Holy Spirit, was nailed to the cross with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. For the person who has died with Christ has been free from the power of sin. Onthou dit, die ou mens of ons ou mens was saam met Christus, is saam met hom begrawe, is saam met hom gekruisig, saam begrawe, is opgewek, is 'n nuwe skepsel op die einde van die dag, saam met Christus Jesus. So ek en jy is saam met hom gekruisig en saam met hom opgewek, volgens Romeine 6:6 en Kolossense 3:1. Skryf dit neer, Romeine 6:6 en Kolossense 3:1. Ek wil net die fondasie lê vanmôre, voor ek kom met die kern van my boodskap. Derdens, onthou wat ek gesê het. Ek wil hierdie punt 3 vanmôre begin met 'n vraag. Dis die vraag wat ek vra, dis die vraag wat Paulus vir die gemeente in Galasiërs gevra het. As ek en jy dan geestelik is, ons is gered, ons siel is gered, ons is saam met hom gekruisig, saam met hom opgewek. As ons dan geestelik is, wat ons onderstel is om te wees, hoe is dit dan moontlik dat ons ook nog vleeslik is? Dink mooi daaraan. As ek sê ek is geestelik, wat ek onderstel om te wees, hoe is ek dan nog ook dan vleeslik?
Of kom ek stel dit so, ons begin geestelik, maar ons eindig op vleeslik. Hoe is dit moontlik? En dis wat Paulus vir die gemeente Galasië sê, in Galasië 3:3 met 'n mooi les hy sê, is julle so onverstandig? Hy praat by die gemeente, hy praat nie met 'n sondaar nie. Hierdie mense was saam met Christus gekruisig. Hierdie mense het hulle ou mens afgelê. Hierdie mense het gesorg dat dit gekruisig word. Hy praat met hulle en hy vra hulle, is julle dan so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou op in die vlees. Nou daai woordjie opeindig in die vlees beteken opeindig of julle het 'n dierlike natuur. Dierlike natuur wat jou aanhits tot sonde. Dis wat die Bybel sê. En die vertaling sê, gaan kyk daar 'n bietjie na staan wat die oorspronklike teks beteken. En hy praat nie met sondaars, hy praat met die kerk van Galasië. Hy sê met ander woorde, julle eindig op in die vlees en dit wys my julle het 'n dierlike natuur wat julle aanhits om te sondig. Dis hof, né? Ek gee ons al stil vir môre julle honger. Dierlike natuur. Waar kom dit vandaan waaroor Paulus praat in Galasiërs 3? Dat 'n gemeente wat veronderstel is om die Here te dien, geestelik moet wees, maar dierlike dinge openbaar op die einde van die dag. Wat hulle aanhits tot sonde. Waar kom daardie dinge vandaan as hulle dan veronderstel is om geestelik te wees? Luister mooi. Die Bybel sê vir my in Psalm 51 vers 7. Duidelik dat ek en jy as kind van die Here is in ongeregtigheid gebore. Ek en jy as kind van die Here is in ongeregtigheid gebore. Psalm 51:7 sê, kyk, in ongeregtigheid is gebore en in sonde het my moeder by ontvang. Ongeregtigheid is gekoppel, luister mooi, aan erfsonde. Wat beteken 'n verdraaide natuur en 'n innerlike kromheid. Erfsonde. Dit sê, ek en jy is gebore met 'n sondige of bose natuur. Nou weet jy, mense kap my oor dit, hulle sê hulle verstaan dit nie, hoekom dit so is nie. Hoe is dit moontlik dat hulle gebore is met 'n sondige natuur? Hoe is dit moontlik, pastoor, dat ek gebore word met 'n sondige natuur? Ek is gebore in ongeregtigheid, hoekom met 'n sondige natuur? En wat ek hier optel, ons gaan volgende oor verder gesels dieper ingaan, is dat die pakket wat ek en jy saam sleep. Kom ek stel dit so. Die oomblik toe daai babatjie sê, toe uit die baarmoeder uit gebore word, toe word hy in sonde gebore. Maar ek weet nie wat sonde is nie. Hy kind weet nie wat sonde is nie. Hy kind nie weet nie wat om te maak nie. Verstaan? Wat en hoe gebeur dan in 'n mens persoon se lewe? Dat hy is in ongeregtigheid gebore, of sy is in ongeregtigheid gebore, en hy babatjie word gebore, weet glad nie wat sonde is nie, weet glad nie wat reg en verkeerd is nie, maar word gebore in ongeregtigheid. Dis 'n pakket wat daar saam met daai babatjie kom, en daai pakket wat saam met daai babatjie kom deur die bloedlyn.
verantwoordelik gehou, en jy kan nie verantwoordelik gehou word van dit wat ons saambring vir ons voorvaders af nie. Die een kan verantwoordelik gehou word. Die een kan verantwoordelik gehou word vir dit nie. Luister mooi. Wat van ons voorouers afkom, kan ons nie verantwoordelik gehou word nie. Maar die oomblik wanneer hy geestelik in jou lewe openbaar, dat daar 'n blokkade is wat van jou voorouers afkom tot nou toe waar ons is, moet ons werk maak met dit. En die oomblik wanneer jy weet wat dit is, word jy verantwoordelik gehou om van daai ding ontslae te raak. Hoor wat pastoor sê, ons moet dieper gaan volgende week, maar luister wat ek sê. En die dinge, die pakket wat ek saambring, of wat saamkom deur my geboorte van my voorouers af, kan teen my gebruik word. En dan moet ek hulle ook kan vergewe. Dit verander nie hulle destiny nie, maar verander wel my destiny. Hoeveel mense loop rond nog vandag in kettinge oor dinge wat julle ouers aan hulle gedoen het, maar hulle nooit vergewe het nie, en vandag is hulle ouers nie meer daar nie. Hoe breek jy daardie dinge, en jy loop met daai wraak en worsteling in jou hart, en jy loop saam met dit vir jare, en jy het nooit vrygespreek nie. Spreek hulle vry, dit kan niks aan hulle doen nie, kan hulle destiny verander nie, maar dit kan jou destiny verander, en 'n pad vir jou vorentoe oopmaak. Spreek hulle vry. And then I must also be able to forgive them. It does not change their destiny, but it does change mine. How many people are still walking around in chains because of things their parents did to them, yet they never ever forgave them. And today those parents are no longer here. What do we do? Forgive them. Spreek hulle vry. Vergeef hulle, dat daai bande oor jou lewe gebreek kan word, en jy kan vrykom van dit wat jou vasgehou het vir soveel jare. Luister. Luister mooi. Die sonde, daai pakket wat saamkom by geboorte, weet ons nie baie keer eens van wat dit is, die geloof hier verduidelik. Maar tog is dit dinge wat ons saamsleep vir jare, voordat seker dinge kop uitsteek en ons kom agter, maar is nie ek nie. Kom nou kyk vir my, ons kom agter, dit is nie ek nie. Hoor pastoor sê, ons kom agter, dit is nie ek nie. Luister mooi. Vierde punt, Paulus skryf in Romeine 7 vers 19-25 die volgende. Paulus, wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf is, skryf die volgende. Want ek, Paulus, weet dat in my, dit wil sê my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Nou waar kom dit vandaan? Paulus self wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het, sê, hoor jy, ek doen dinge wat ek nie graag wil doen nie. Hy weet is nie hy nie. Hy weet is nie, maar hy doen dinge wat ek nie graag wil doen nie. Maar as ek doen wat ek nie wil doen nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek goeie wil doen, as ek die goeie wil doen, is dit die kwaad wat by my aanwesig is. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Met ander woorde, daar is iets wat deurgekom het deur sy bloedlyn wat telke male hom aangeval het wat hy nie geweet het waar dit vandaan kom nie. Maar agterna het hy geweet wat aangaan. Luister mooi. Ek ellendige mens.
Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here, dat hy daar is om my te help. As hy dit skryf, en hy daardeur gegaan, wat van jou en van my? Geloof my, wat ek kom nie wat die pastoor sê. Kom ek uit Nummer 2 en wat vanmôre. Ons kyk na die lewe van Dawid. Die Here self het vir hom gesê, hy is 'n man na my hart, maar hy het ook geval. Kyk aan in 13 vers 22 wat hy daar sê, dan skryf daar van hom. Hy val met Betseba, pleeg oorspel, moord en vertel leuns. Hoe is dit moontlik nadat God gesê het, hy is 'n man na my hart? Hy het keuses gehad. Hy moes die regte besluite neem, maar tog was daar 'n patroon in sy voorgeslag. Daar was 'n patroon in sy voorgeslag wat deurgekom het na hom toe. Juda en Tamar, gelees het Genesis 38, dit kan kom deur menslike natuur, maar juist die een wat die besluit geneem of het geaanvaar of nie. Hy het 'n keuse gehad. Op die bloedlyn was daar dieselfde geval, min of meer dieselfde seksuele aanranding, maar hy staan daar op 'n verkeerde tydstip. Hy was op die geslagsveld gewees, op die slagveld gewees, en hy moes oorlog gevoer het saam met sy mense, maar hy het nie. Hy het by die huis gesit en hy het lenigheid is die oorkussing van die duiwel in die Bybel. En daar het hy gesit op die regte tyd en die duiwel gesop en hy vrou verby geloop. Op die regte tyd, die duiwel se tyd, het hy gesien wat gebeur het, en hy val in die struik van die duiwel. Verstaan wat pastoor sê? Dis nie Dawid nie. Kyk vir my, dit is nie Dawid nie. Dis nie sy natuur gewees nie. Ek begryp wat pastoor sê. Ons word gebore met 'n sondige natuur, daarom leef ons in sonde. Kom ek noem nog 'n voorbeeld. Van nature is baie van ons die temperamentele volle persone nie. Ek word kwaad, Jesus het kwaad geword. My Bybel sê nie kwaad van slaap nie. Maar as tye wat sekere mense wat die temperamentele volle is wat nie sy temperament verloor nie, sekere tye op 'n persoon se lewe, luister wat pastoor, kleine woede uitbarstings. Kyk vir pastoor, luister wat ek wil sê vanmôre hier op staan. Waar kom dit vandaan? As dit in jou gene, as jy nie een is wat dit elke dag doen nie, en jy is so 'n persoon, waar kom daai woede uitbarstings vandaan? Wanneer dit gebeur. En so vinnig as dit gebeur het in die persoon se lewe, so vinnig verdwyn dit en vir maande gebeur dan ek sê nie beskiklik, steek die ding met dieselfde kop uit. Waar kom dit vandaan? Gedagtes wat iewers skielik by jou opkom. En jy weet dat gedagtes is nie jy nie. Dis nie jou natuur om aan sulke dinge te dink nie. Dis nie jou natuur om daai dinge te beprys nie. Dis nie jou natuur om dit toe te laat nie. Dis nie jy nie. Maar iewers skielik is daai ding daar wat jou aanval op 'n spesifieke tyd en jy weet nie wat gebeur nie. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Waar kom dit vandaan? Hallo? Dit is per toeval dat sulke dinge ons pad langs kom, per toeval dat daai dinge gebeur in ons lewe, ons aanvaar maar as ek, dis nie jy nie. Waar kom daai dinge vandaan? Dis die pakket wat jy saamgesleep al die jare, waar die dinge ontpop, en die duiwel gebruik dit teen jou, en as jy nie sensitief genoeg is om te weet dat dit nie jy is nie, maar dit kom van die ander kant af, van jou voorgeslag af, gaan jou telke male vang. Jy moet werk maak, ons gaan volgende keer oor gesels, met daardie dinge, om dit te kanselleer in en oor jou lewe.
lus om sekere dinge te doen wat teen die woord van God is. Wat teen die Here se dinge is. Maar jy weet, sê jy nie. Waar kom dit vandaan? Erfsondes, inherited sins wat deurkom op die bloedlyn na jou toe. Na jou toe, as jy nie gaan keer in jou lewe en daai dinge gaan verbreek nie, ons gaan daaroor praat volgende week, dan gaan dit oorgaan na die volgende geslag. En dit sal aanhou, en elke keer sal dit met meer en meer en meer word, later verteken daai selfde sondes wat oorgebring is van die ander kant af, van jou voorvaders af, 'n geslag vernietig. Gelees dan, as jy kyk wat gebeur het met Dawid, gaan kyk na sy nageslag daarna. Dat het gebeur, verstaan, dis daar wat ons 'n besluit moet neem, dis daar wat ons sê tot hier toe nie verder nie, genoeg is genoeg, en maar die dinge moet gedeel word, en jy sal verstaan, volgende week sal ek oor gaan praat, dis nie net vir bly nie, dis sekere dinge wat ons moet doen, om daardie goed, luister mooi, om daardie sonde te vernietig, dit moet vernietig word. Belydenis alleen gaan nie werk nie, dit moet vernietig word oor jou lewe. As dit nie vernietig word nie, gaan hy pakket groter word na die volgende geslag toe. Dit wat vernietig word oor ons lewe, en dis hoekom dit belangrik is, mense, dis die dinge wat per toeval gebeur in jou lewe nie, dis dinge wat die duiwel gebruik om jou terug te hou, en geestelik sal jy nooit groei nie, as jy die werk maak met daai dinge in jou lewe nie. Luister, luister, luister mooi. Erfsondes, inherited sins wat deurkom op die bloedlyn. Dis die pakket. Jy het nie gesê jy soek dit nie. Dit was net daar. En een van ons, word ek laatst nie gesê, een van ons wat hier sit, weet presies wat ons voorouders gedoen het in hulle tyd nie. Nie gevraag nie. Die een van ons weet, ek het verlede week al gesê, wat my ma en my pa uitgespreek het die dag toe ek gebore was. Niemand weet, ek kan my reg hanteer, my oorgegee in die hand van die Here, wat het hulle gedoen, niemand weet nie. Niemand weet toe my ma my verwag het, of hy sy graag 'n seun wil gehad het, of self, of miskien 'n meisie wil gehad het, 'n dogtertjie. Niemand weet nie, en dinge losgemaak het oor my, voor my geboorte. Niemand weet nie. En dis die ding wat kom steek, wat die duiwel weet. Elke demoon weet. En dis die dinge wat kom uitsteek in jou my lewe, en ons verstaan nie waar het vandaan kom nie. Armoede is een van die dinge. My ma en my pa was nie ryk nie. Hulle was nie wel af gewees nie. Maar as ek nie met die ding gaan deel nie, en dit gaan kragtloos stel oor my lewe nie, gaan ek dieselfde paadjie volg as my ma en pa. In armoede groot word, in armoede doodgaan. Dink jy, dat die Here ons leer, in armoede se vloek. Hoe die pastoor sê, ons moet werk maak, as ons nie werk maak met dit nie, gaan ons saam met die dinge deurgaan al die tyd. Ons aanvaar dit toe, ja, want my pa was so, my ma was so, al die dinge. Ons spreek die dinge uit oor ons lewe. Ons glo dit wil sê is waar, wat my ouers was so, my voorouers was so, of my oupa en ouma was so. Dit snert. Breek dit. Ek het laas ook gesê, dit moet stop in hierdie geslag, moet ek en jy, ons wil in ons geslag stop voor dit oorgaan jou kinders toe. Breek dit nou terwyl jy gelewe het, om dit te breek en raak ontslag. Vernietig dit. En ek sê, belydenis alleen gaan nie werk nie. Hy goed moet vernietig, ons gaan oor praat volgende week. Kan jy sê, almal van ons is baie stil. Ek sê, dank vir die Jesus. Nou, ek gaan nie verder aangaan vanmôre nie. Ons gaan vanmôre ons gaan belle vir volgende week, en volgende week sal baie diep dinge. Bring maar jou stink, desse saam. Dik stinks volgende week. Wil ek geweldig gebed doen.
dit sê ons daai ding kan dink, mense, ons is nie besig met 'n storieboek, 'n komiek, fantasie daar buite. Ons is besig met iets ernstig. Die Gees is relevant, is 'n werklikheid. En hy sal enigiets probeer om vir jou verkoos af te kry. En as ons nie iets gaan doen daarmee, gaan hy dit doen. Ons moet optree, ons moet werk maak daarvan, sodat dit sy spore gestink kan word. En dus kom ons hier binne praat, oor dit praat en saam met julle bid oor dit. Is jy reg vanmôre, kom ons bid saam. En hy sal met my hart op sê, Vader, in Jesus naam, blyk die sondes van my vaders, maar ek sal nie hulle skaamte dra nie. Ek bekeer my, namens my bloedlyn, en ontvang God se genade vir my familie. Sy genade herskryf ons geskiedenis en herstel ons toekoms. Volgens Levitikus 26, 39 tot 40. Vader, ek verklaar dat trauma nie na die volgende gesag sal oorgaan nie. Elke wond, elke herinnering, elke vesting word genees in Jesus Christus se naam. Die Heilige Gees is besig om dit wat eens onomkeerbaar was, gelyk te maak en om te keer in Jesus naam. En dit volgens Psalm 147 vers 3. Vader, ek verloon elke leuen wat ek oorgeerf het, en ek omhels God se waarheid. Ek is nie vervloek nie. Ek is uitverkies. Ek is nie gebind nie. Ek is geseën. Ek is nie 'n slagoffer van die bloedlyn nie. Ek is 'n draer van genade. Volgens 1 Petrus 2 vers 9. Sê agterman, sê Jesus, my huisgesin behoort aan die Here. Wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Ek spreek seën, redding en vrede uit oor elke lid van my familie, hede en toekoms. En in Jesus Christus se naam sê ek dit en ek bid dit. En ek sê amen en amen op dit. En dis volgens Josua 24 vers 15. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmôre. Glory, 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 glory. Praise hom.